'n ruk na die vorige gebeurtenisse het God Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun Isak wat jy lief het, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as 'n brandoffer daar op een van die berge wat ek jou sal aanwys. OK, bietjie later. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom. Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie, nou weet ek dat jy my dien. As Abraham vasgehou het aan die eerste woord van die Here, het hy sy kind doodgemaak. Hy moes vertrou dat daai tweede woord wat hy gehoor het, ook van die Here afgekom het. En hy het vertrou, daarom het sy kind gelewe. Soos ons 'n woord het van die Here waaraan ons vashou. Baie keer is mens geneig om blindelings daaraan vas te hou, maak nie saak wat om jou gebeur nie. Wees net daarop ingestel dat God dalk weer 'n keer met jou gaan praat. OK. Sê weer? Ja, dis reg. Maar gelukkig was hy 'n vriend gewees van God. Net voor ons begin, daar's twee mense vir wie ons moet bid. Die een is Shirley en die ander een, sy naam is Zeta. OK? Ons net gou, Shirley het 'n probleem, sy het 'n ongemaklikheid in haar bors, waaroor sy baie bekommerd is. En ek voel ons kan net vir haar bid. OK. Reg. Hemelse Vader, in die naam van Jesus kom ons voor U. U het vir ons die naam van Jesus gegee om te gebruik. Dis die naam bo elke naam. En in die naam van Jesus bring ons vir Shirley voor U. U ken haar kommer, Here. U weet wat dit is wat haar pla. Maar in die naam van Jesus kom ons daarteen te staan dat dit niks is waaroor sy bekommerd hoef te wees nie, Here. U is die groot geneesheer. Here, en vir Zeta wat seer gekry het, dankie dat U haar gou genees. En Here, ek is nie seker wat sy naam is nie. Stefans wat vir operasie gaan. Wees daar. Wees U daar en lei die mense om die regte dinge te doen, sodat dit goed met hom sal gaan. En ons vra hierdie dinge in die naam bo elke naam, die naam van Jesus. Amen. Julle het verlede week gedoen tot aan die einde van Handelinge 10. So ons moet begin by Handelinge 11. OK. Die apostels en ander gelowiges in Judea het gehoor dat mense wat nie Jode is nie, ook die woord van God aangeneem het. Toe Petrus dan in Jerusalem kom, het die Joodse gelowiges hom verwyd. Jy het mense besoek wat nie besny is nie en self saam met hulle geëet. Petrus het toe vir hulle alles mooi uiteengesit. Ek was in Joppe besig om te bid toe ek in geesvervoering 'n gesig gesien het, het hy gesê. Ek het iets soos 'n groot doek wat aan sy 4 punte neergelaat word uit die hemel sien afkom en dit het tot by my gekom. Toe ek goed daarna kyk, sien ek daar in 4-voetige diere van die aarde, wilde en kruipende diere en wilde voëls. En toe ek 'n stem gehoor het wat vir my sê, Petrus, kom Petrus, slag en eet. Maar ek het geantwoord, nooit nie, Here. Ek het nog nooit my mond aan iets gesit wat onrein of onheilig is nie. 'n tweede keer het ek die stem uit die hemel gehoor. Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur en daarna is als weer in die hemel opgetrek.
Terselfdertyd het daar 3 mans van Caesarea afname, terselfdertyd het daar 3 mans wat van Caesarea af na my toe gestuur is by die huis aangekom waar ons tuis was. Die Gees het vir my gesê dat ek nie moet aarzel om saam met hulle te gaan nie. Ek en hierdie 6 broers is toe saam met hulle en ons het in Cornelius se huis ingegaan. Die 6 broers, hy praat van die ouens wat nou by hom is. Ons en hierdie 6 broers wat nou hier is, want hulle praat aan die begin daar van 3 ouens wat gekom het. So die 6 is die ouens wat nou saam met hom gaan daar na Cornelius se huis toe. Hy het vir ons vertel hoe hy die engel in sy huis gesien het en wat vir hom gesê het, stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon daar haal wat ook Petrus genoem word. Hy het die boodskap vir jou, waardeur jy gered sal word, jy en jou hele huisgesin. Vers 14 is nie in 10 nie. As jy kyk by 10 vers 4, Handelinge 10 vers 4, die engel het vir hom gesê, God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen en hy het aan jou gedink. Toe Petrus het nou hierdie keer vertel, sê hy het 'n boodskap vir jou waardeur jy gered sal word, jy in jou hele huisgesin. OK. Skaars het ek begin praat of die Heilige Gees kom op hulle, net soos op ons in die begin. Met ander woorde, soos in Handelinge 2, waar die Heilige Gees gekom het op die mense, en ek weet nie of hy daarmee impliseer dat die tonge van vuur ook was nie, maar dat hulle in tale gespreek het. Toe dink ek aan die woorde wat die Here gesê het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hulle het net soos ons in die Here Jesus Christus geglo en God het aan hulle ook dieselfde gawe as aan ons gegee. Wie was ek dan om God te probeer verhinder? Toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê, God is selfs mense wat nie Jode is nie tot inkeer gebring om aan hulle die lewe te gee. Dit was belangrik gewees dat hierdie gelowiges in Judea wat 'n deel van Jerusalem was, dat hulle hierdie nuwe wending moes aanvaar. Die nuwe beleid moes deur die moedergemeente goedgekeur word. Dit is hoekom dit so belangrik was dat Petrus hulle moes oortuig. Die gemeente in Antiochië, deur die vervolging van wat nou Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uitmekaar gejaag. Party van hulle het na Venesië, Cyprus en Antiochië toegegaan, maar hulle het die woord aan niemand anders as net aan Jode verkondig nie. Onder die vlugtelinge was daar sekere mense wat van Cyprus en Cyrene afkomstig was en wat in Antiochië gekom het, en daar was ook Grieksprekendes, ook aan Grieksprekendes die evangelie dat Jesus die Here is verkondig. Antiochië was in daardie tyd die 3de grootste stad in die Romeinse Ryk. So dit was 'n baie belangrike stad gewees. En interessant, hulle het aan die Grieksprekendes die evangelie dat Jesus die Here is, nie dat Jesus die Christus is nie. Want die Grieksprekendes met al hulle gode en goed, het nie verstaan wat bedoel hulle met Christus nie, want hulle het hulle gode as Lord of Here aangespreek. So hulle het vir hulle Jesus as 'n God vir hulle voorgestel as Here en nie as Christus nie. Hulle was nog nie reg, hulle het nie die inligting gehad om dat dit vir hulle enige iets kon beteken nie. Vers 21, die Here het die gelowiges gehelp. Van die vertaling sê, die hand van die Here was op die gelowiges om hulle te help, sodat daar baie mense tot geloof gekom en hulle tot die Here bekeer het. Die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik en hulle vir Barnabas na Antiochië toe gestuur. Nou Barnabas kom voor in Handelinge 4. Net vir julle lees hierso. Handelinge 4. Barnabas, vers 36. Josef, 'n Lewiet wat op Cyprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is,
Dit beteken iemand wat mense moet inpraat. Het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en vir die apostels gegee. Soos hierdie ou in Handelinge 4 vers 36, Josef wat die apostels Barnabas genoem het, is ons Barnabas hierso. Hulle stuur vir Barnabas Antiochië toe. Antiochië die derde grootste stad in die Romeinse Ryk. Toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het en hy het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. 'n Aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring en Barnabas is toe na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek. Hoekom het hy vir Saulus by Tarsus gaan soek? As ons kyk by 9, Handelinge 9, vers 30. Onthou julle toe hulle Saulus begin vervolg het hulle hom probeer wegneem van die gevaar af en toe die gelowiges dit agterkom, het hulle hom na Caesarea toe geneem en hom daarvandaan na Tarsus toe weggestuur. So dis hoekom hy toe vir Saulus daar by Tarsus gaan soek het. Toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië toe gebring en hulle twee het 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiochië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem. In Antiochië. Eerste keer Christene genoem. In die tyd het daar profete van Jerusalem af na Antiochië toe gekom. Hierdie profete het toekoms voorspel, dat is Christenprofete, hulle die toekoms voorspel en die wil van God aan mense bekend gemaak. Een van hulle, met die naam van Agabus, is deur die Gees gelei om te voorspel dat 'n groot hongersnood die hele wêreld sou tref. En dit het ook gebeur in 50 na Christus, wat hierdie vreeslike hongersnood gekom het. Dit het dan ook in die tyd van keiser Claudius gebeur. Die gelowiges het toe besluit dat elkeen na sy vermoë sou bydra tot 'n hulpfonds wat vir hulle medegelowiges wat in Judea woon gestuur sou word. Hulle het dit gedoen en die geld met Barnabas en Saulus aan die ouderlinge in Jerusalem gestuur. Jakobus word doodgemaak en Petrus word gevange geneem. In hierdie tyd het koning Herodes, hierdie koning Herodes se naam was ook Herodes Agrippa. Herodes Agrippa. Hy was die broerskind van Herodes Antipas. Herodes Antipas is die een wat vir Johannes laat doodmaak het. So hy was sy broerskind. En hy was die kleinseun van Herodes die Grote, wat die babetjies tydens toe Jesus gebore is, laat doodmaak het. So hy kom van slegte bloed af. Hierdie Herodes het vir Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard laat doodmaak. Alright. Johannes en Jakobus, onthou julle, was die seuns van die donder. So hulle was maar kort van draad. En dan hierdie Jakobus se dood, dis die enigste apostel wie se dood opgeteken is in die Bybel. Ons weet van, sê nou maar, Petrus wat onderste bo gehang is, en sekere van die ander is, maar die enigste wat in die Bybel staan, is hierdie een. Hy het vir Jakobus met die swaard laat doodmaak. Toe Herodes sien dat dit by die Jode byval vind, het hy nog verder gegaan en ook vir Petrus gevange laat neem. Ek het ergens gelees wat hulle gesê het, hierdie Herodes was so ingekruip by die Jode, dat hy selfs in die sinagoge die wet soms gelees het. Dit het tydens die fees van die ongesuurde brode gebeur. Nadat Herodes vir Petrus laat vang het, het hy hom in die tronk gesit en hom deur 4 afdelings van 4 soldate elk laat bewaak. Hulle het so beurte geneem. Herodes wou hom na die Paasfees voor die volk bring. So is hy dan in die tronk bewaak, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. So, aan die een kant het jy gehad, hierdie erge bewaking deur die soldate,
En aan die ander kant het jy gehad die krag van gebed. Hierdie mense wat aanhou bid het, so jy die natuurlike krag gehad en jy die krag van gebed gehad. Die nag voordat Herodes hom voor die volk sou bring, het Petrus tussen 2 soldate geslaap. Hy is met 2 kettinge geboei en voor die deur het wagte die tronk bewaak. Dit is in elk geval gewoonlik 1 soldaat, 1 ketting gewees. So Herodes wou doodseker maak, so dit was 2 soldate, 2 kettings. Met een staan daar 'n engel van die Here en skyn daar 'n lig in die sel. Die skyn van die lig is ook 'n teken dat God daarbey betrokke is. Die engel vat toe aan Petrus se sy, hy skud hom. En hy sê vir hom om hom wakker te maak en sê vir hom, staan gou op. Onmiddellik het die boeie van sy hande afgeval. Toe sê die engel vir hom, maak jou gordel vas en trek jou skoene aan. Maak jou gordel vas is sodat jy nie, as ons vinnig moet loop, dat jy nie oor iets van jou klere val nie. Petrus het dit gedoen en toe sê die engel vir hom, trek jou boekleed aan en kom saam met my. Die boekleed is nie binnenshuis gedra nie. Die boekleed is net buitenshuis gedra. Petrus het agter die engel aan uitgegaan sonder om te besef dat hy werklik bevry word. Vir hom het dit gelyk asof hy 'n gesig sien. Hy is nou gewoond aan gesig te sien, so dit kon net sowel vir hom 'n gesig wees. Hulle is by die eerste wag verby en ook by die tweede. En toe hulle by die uisterdeur kom wat na die stad toe lei, het dit van self vir hulle oopgegaan. Toe hulle buite kom in die end met die straat af was, het die engel vir Petrus skielik verlaat. So die engel is skielik weg. Toe dring dit tot Petrus deur wat met hom gebeur het en hy dink, nou besef ek eers regtig dat die Here se engel gestuur het om my uit die hande van Herodes te red en van alles wat die Joodse volk van plan was om te doen. So dis nie net Herodes wat sy vyand was nie, ook die tradisionele Jode was sy vyande. Met die gedagte is hy na die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, waar baie gelowiges saam was om te bid. Nou, Johannes Markus, hulle skryf sy naam baie keer John Mark, Johannes Markus. En hierso, wat ek nou van Johannes Markus sê, hy is ook blykbaar die een Johannes Markus wat die boek Markus geskryf het. Hy het aan die voordeur geklop en 'n diensmeisie met die naam van Rode het kom hoor wie dit is. Toe sy Petrus se stem herken, was sy so bly dat sy nie die deur oopgemaak het nie, maar binne toe gehardloop het om vertel dat Petrus by die deur staan. Hulle sê vir haar, jy's mal. Toe sy egter daarmee volhou, sê hulle, dan is dit sy gees. Toe sien ek, hulle sê, van die ouer, sê maar Jode of tradisionele Jode, het geglo dat elke mens 'n beskermengel wat soos hy lyk. So ek het al gehoor van 'n beskermengel, maar ek het nog nie gehoor dat ons 'n beskermengel het wat soos ons lyk nie. Ek kan nou sê nee, dis sy gees. Intussen het Petrus aanhou klop. Toe hulle die deur oopmaak en hom sien, was hulle baie verbaas. Hy het met sy hand vir hulle gewys om stil te bly, want nou is hulle opgewonde en hulle babbel, en as hulle so aanhou raas, gaan hulle aandag trek, en dan stel hulle sy lewe in gevaar, en hy sê, wag, bly stil. Hy vertel vir hulle hoe die Here hom uit die tronk uitgelei het. En hy sê, vertel dit vir Jakobus en die ander gelowiges. Vertel dit vir Jakobus, sy broer, Jesus se broer, en die ander gelowiges. Jakobus het tot bekering gekom na Jesus uit die dood uit opgestaan het, want Jesus het aan hom verskyn blykbaar. Hy het gesê, vertel dit aan Jakobus en die ander gelowiges, het hy gesê, en na 'n ander plek toe vertrek. Hulle het nie geweet waarheen hy gaan nie. So het hy in geheim weg. Toe dit dag word, was die soldate nie min ontsteld oor wat van Petrus geword het nie. Herodes het hom laat soek, en omdat hulle hom nie kon kry nie, het hy die wagte verhoor en bevel gegee dat hulle doodgemaak moet word. Hierna het Herodes van Judea af na Caesarea toe gegaan en 'n tyd lank daar gebly. Hierdie laaste stukkie, die mense van Tyrus en Sidon het die woede van Herodes op die hals gehaal. Hulle weet nie regtig waaroor was die bekleierery nie.
Daar was net 'n bekleierery gewees tussen die mense van Tyrus en Sidon, iets wat Herodes gedoen het. Daarom het hulle saam 'n afvaardiging na hom toe gestuur. Nadat hulle vir Blastus, die koning se kamerheer, op hulle hande gekry het, het hulle vrede gevra, omdat hulle land van die koningsin afhanklik was vir lewensmiddele. So hulle het nou daarby Herodes gaan kry. Op die vasgestelde dag het Herodes sy amptklere aangetrek en op sy troon gaan sit en hulle toegespreek. Die mense het toegeskreeu, dis 'n God wat praat, nie 'n mens nie. Op daardie selfde oomblik het die engel van die Here hom getref, omdat hy nie die eer aan God gegee het nie. Herodes is deur wurms verteer en het gesterwe. Maar die woord van God het verder versprei. Barnabas en Saulus het teruggekom nadat hulle opdrag in Jerusalem uitgevoer het en hulle het vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamgevat. Net so 'n interessante stukkie, hierdie Johannes Markus, op 'n stadium sit hy en Paulus vas en hulle gaan uit mekaar uit en later van tyd kom hulle weer by mekaar en hierdie een ou het gesê Johannes Markus was a quitter who finished well. Soos 'n ou wat opgegee het, wat by ou en goed geëindig het. He was a quitter that finished well. Alright, wat ek wil hê ons nou moet doen, omdat ons klem so op Jesus is in dit wat ons doen, wil ek net hê, ons moet hier kyk. Ek gaan by Handelinge 2 begin, ek wil vir jou net 1 of 2 goed wys. Dit gaan oor die naam in die naam. Jesus is weg. Nee, hy is nie meer op die aarde nie. Maar hy het gesê, hy los vir ons die Heilige Gees. Ok, wat beteken dit vir ons? Hierso in Johannes 2, Handelinge 2, vers 38, sê Petrus, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sonde vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. In die naam van Jesus Christus. Ok, dan het ek hierso by Handelinge 3, vers 16. Deur die geloof in sy naam het hy die bene van hierdie man wat julle sien en ken sterk gemaak. Geloof in die naam van Jesus het die bene van die man sterk gemaak. En dan die stukkie wat bykom sê, waar kom daai geloof vandaan? Die geloof kom van Jesus self, wat dit vir ons gee. Dis nie iets wat ons self hoef op te wek nie. Jesus gee dit vir ons, die geloof in sy naam. Hierso by Handelinge 4, vra hulle vir die mense, deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? En by 10 sê hulle, julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan. Dan 4:12, daar is geen ander naam op die aarde wat aan mense gegee word waardeur God wil hê dat ons verlos moet word nie. Die naam bo elke naam. Dan weer by 4:17, hulle verbied hulle om in die naam van Jesus met iemand te praat. Hulle besef die krag wat daar in die naam is, en hulle sê, julle praat nie weer met mense in die naam van Jesus nie. Vers 30. Ek gaan van 29 aflees. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Vers 30. Laat u hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van u heilige dienaar Jesus. Dis vers 30 van Handelinge 4. Handelinge 3
vers 6, Handelinge 3 vers 6, dis reg. Maar Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Ok. 4:30. Die eerste een is 4:7. Ok. Dan het ek weer 5:28. Handelinge 5:28. Het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam te leer nie. Handelinge 5:28. Dan het ek eers weer waar. Handelinge 8 vers 12. 8 vers 12. Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God en die naam van Jesus aan hulle verkondig het, het hulle gelowig geword, en mans sowel as vrouens is gedoop, en die naam van Jesus aan hulle verkondig het. Handelinge 9 vers 16. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. So, daar is 'n prys ook te betaal vir die naam van Jesus. Alright. Ek dink ek het nog een hierso by 10. Handelinge 10 vers 43. Van hom getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo, vergewing van sondes deur sy naam ontvang. Ok. Dis net vir my 'n absolute bewys dat Jesus beloof het dat hy ons nie alleen sal los nie, dat hy vir ons wapenrusting gee. Ek het hierso die reg om die naam van Jesus te gebruik, is 'n seën wat aan die kerk gegee is. Dis 'n reg wat aan elke kind van God behoort, want as wedergebore kinders van God is ons deel van sy familie. En sy naam is daarbey ingesluit. En Jesus het aan ons die volmag gegee om sy naam te gebruik. En ons is ambassadeurs van sy naam. En het ek hierso geskryf, in die naam van Jesus is die totale autoriteit en krag wat in Christus was toe hy op die aarde was. Ouens, ek dink nie ons besef regtig nie, want ek besef nie regtig watter mag daar is in die naam van Jesus nie. As jy wil skryf, ek het hierso net 'n paar goetertjies opgesom hierso. Die eerste skrif wat ek hier het is Kolossense 3:17. Kolossense 3:17. Wat julle ook al doen, in woord en in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Dit sê letterlik, as ek die vloer vee, as ek wasgoed was, as ek dorp toe gaan, wat ook al ek doen, moet ek doen in die naam van Jesus. Dan volgende gebruik van die naam van Jesus is Efesiërs 5:20. Efesiërs 5:20. En God die Vader, ons moet God die Vader altyd daarvoor dank, en alles in die naam van Jesus. Ons moet God die Vader dank vir alles wat hy vir ons gedoen het, ons dank hom in die naam van Jesus. Ok, 1 Korintiërs 6:11. Julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van God. So in die naam van Jesus is ons gewas, ons is geheilig en ons is vrygespreek. Volgens 1
het ek gesê 1 Korintiërs 6:11. OK. Hebreërs 13:15. Loof die Hebreërs 13:15. 13:15. Loof die Here in die naam van Jesus. Laat ons dan gedurig deur hom die lofoffer aan God bring. Dit is die vrug van ons lippe wat sy naam loof. Laat ons 'n lofoffer bring wat die naam van Jesus loof. Hebreërs 13:15. OK. Dan hierdie volgende ene is Jakobus 5:14. As iemand siek is, hulle het gesê, kan die ouderlinge laat kom en so aan, dat hulle vir hom kan bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. So iemand te salf met olie, doen jy in die naam van die Here. Ouens, en dit werk. Die voorbeeld wat ek altyd gee, is op 'n stadium met my een oog gespring. So gespring, en ek weet nie waarom nie, maar hy spring en hy spring. En toe vat ek olie, en ek begin, en ek sê in die naam van Jesus, oog kom reg. En ek het dit, elke keer wanneer ek bewus was daarvan, het ek die olie gebruik, in die naam van Jesus, oog kom reg. My oog het reg gekom. Nie 1, 2, 3 nie, maar dit werk. Ons het almal een of ander skeet wat ons pes. Ons kan niks verloor om dit daadwerklik toe te pas nie. Dan die volgende ene, 1 Johannes 3. Glo in die naam. Johannes 3:23, ekskuus. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy seun, Jesus Christus, moet glo en mekaar moet lief hê, volgens die gebod wat hy aan ons gegee het. OK. Dan hierdie deel uit Johannes 16 uit, die 2 skriffies in Johannes 16. En ek voel hulle het baie te doen met ons verhouding met die Here. As ons nie 'n verhouding met die Here het nie, gaan dit nie werk nie. Jy sal nou sien. Johannes 16:23. Dit verseker ek julle, wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. Met ander woorde, ek moet 'n verhouding met die Here hê, die Here moet my ken, en as ek vir hom iets vra, moet dit in konteks wees van ons verhouding. OK, so ek kan nie skielik 'n belaglike ding gaan vra, en nou sê die woord sê, dat ek moet dit kry nie. So dit is ook wat ek daarmee bedoel. En Johannes 16:24 sê, tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie, sê Jesus vir hulle. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie, sê Jesus. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. En hierdie deel oor die naam, wil ek met hierdie skrifgie afsluit. Ek het hom vertaal, want ek dink is nie Amplified, wat hom so mooi skryf, toe vertaal ek hom vir ons. Hebreërs 13, vers 5 en 6. Onder geen omstandighede sal ek jou in die steek laat nie. Jesus is weg, hy los vir ons die Heilige Gees. Nou sê hy vir ons, onder geen omstandighede sal ek jou in die steek laat nie. Of jou laat gaan, of sonder ondersteuning los nie. Ek sal nie, onder geen omstandighede sal ek jou hulpeloos laat, of jou verlaat, of jou in die steek laat, deur my houvas op jou te verslap nie. Dit verseker ek jou. Dus kan ons met vertroue sê, die Here is my helper. Vir wie sal ek bang wees? Wat
kan 'n mens aan my doen? Ja. Sjoe, dankie hoor. Sjoef. Ek wil afsluit met 'n deel uit Job uit. Storie uit Job uit. Wat my na Job toe gestuur het, is dit pla my nog altyd dat hulle sy vrou so aanvat, dat sy hom in die steek gelaat het. Toe het ek nou besluit ek sal gaan kyk. OK. Ken jy die storie van Job goed? OK. Alright, ek sal hom so stukkie vir stukkie vat. Job word deur rampe getref. Job was 'n vrome en opregte man wat God gedien het en die kwaad vermy het. Hy het 7 seuns en 3 dogters gehad. En hy was ook die eienaar van 7000 stuks kleinvee, 3000 kamele, 500 paar trekosse, 500 donkies en baie slawe. Onder die mense in die ooste was hy die belangrikste man. Nou, Job se groot ding was, met sy kinders wat hy gehad het, hy het gereeld partytjies gehou. Dan by die een se huis, dan by die ander een se huis. Na so 'n reeks partytjies het Job dan sy seuns en dogters beveel om hulle vir die bring van offers te reinig. Nou het 'n party gehou, nou moet hulle kom offers bring om hulle te reinig. Vroeg die môre het hy vir hulle almal 'n brandoffer gebring, want het Job gesê, miskien het my kinders gesondig en God in hulle gedagtes gevloek. So Job is die heeltyd bevrees. OK. Hy het geen vertroue in sy kinders gehad nie. Hy was bevrees. Hulle sê hierso, Job het dit elke keer gedoen as sy kinders partytjie gehou het. Op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan. En die Satan was onder hulle. Dat ek nou vir jou so stel, dit was voor Jesus se kruisiging. Satan kan nie meer daar gaan staan en ons aankla voor God nie. Hy het nie meer daai mag nie. Adam het vir hom vir Satan die mag gegee wat Adam gehad het. Jesus het daai mag teruggevat. So hy kan nie meer dit doen wat hy hier doen nie. Op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan en Satan was onder hulle. En die Here sê vir hom, waar kom jy vandaan? Satan antwoord hom, ek het die wêreld deurkruis. Die Here vra toe vir Satan, en my dienaar Job, het jy hom raak gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie. Hy is vroom en opreg en hy dien my en vermy die kwaad. Toe antwoord Satan die Here, dit is nie sonder rede dat Job u dien nie. U beskerm hom dan en sy huis en al sy goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig. Selfs sy veeteel vinnig aan, maar raak nou net aan sy besittings en kyk of hy u nie sal in u gesig sal vloek nie. Toe sê die Here vir Satan, alles wat hy het, gee ek in jou mag oor. Net aan homself mag jy nie raak nie. Satan is daarna van die Here af weg. En toe eendag, toe Job se seuns en dogters besig was om partytjie te hou, kom 'n boodskapper by Job met die nuus. Die osse was aan die wei, die donkies het langs aan gewei. Die osse was aan die ploeg en die donkies het langs aan gewei.
Toe oorval mense uit Skeba ons en hulle roof alles en maak die slawe dood. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus. Weerdig het die kleinvee en hul wagters doodgeslaan en verbrand. Net ek het weggekom om vir u te vertel. Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus. 3 groepe Galdeërs het die kamele geroof en daarmee weg nadat die slawe doodgemaak het. Net ek het weggekom om vir u daarvan te vertel. Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus. Die seuns en dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer. Met eens het daar 'n sterk wind van die woestyn se kant af gekom en die huis van al 4 kante af op die kinders omgewaai. Almal is dood. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Toe het Job opgestaan en sy klere geskeur. Hy het ook sy hare afgeskeur. Daarna het hy op die grond gaan lê en gesê, sonder iets het ek in die wêreld gekom. Sonder iets gaan ek daar uit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Onder alles het Job nie gesondig of God iets verwyd nie. Alright. Nou, toe die hemelwesens weer op 'n dag voor die Here kom staan, het die Satan ook tussen hulle voor die Here kom staan. Toe vra die Here vir hom, waar kom jy vandaan? Satan antwoord die Here, ek het die wêreld deurkruis. Die Here vra toe vir Satan, en my dienaar Job, het jy hom nou gesien? Sy gelyke kry jy nie op die aarde nie, hy is vroom en opreg. Hy dien my en vermy die kwaad. Hy het vroom gebly, al het jy my daartoe gebring om hom sonder rede te ruïneer. Satan sê toe vir die Here, dit bewys nog niks nie. 'n man sal mos alles gee wat hy het, as hy net kan bly lewe. Maar raak nou net sy liggaam en kyk of hy dan nie in u gesig sal vervloek nie. Toe sê die Here vir Satan, goed, hy is in jou mag, net sy lewe mag jy nie neem nie. Eerste keer was, aan homself mag jy nie raak nie. Nou is die opdrag, net sy lewe mag jy nie neem nie. Die Satan het van die Here af weggegaan en vir Job met pynlike swere getref, van sy kop tot sy tone. Job het op 'n ashoop gaan sit en hy het 'n potskerf gevat en hom daarmee gekrap. Sy vrou het vir hom gesê, ek lees wat hierdie Bybel sê hoor, bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf. Toe sê hy vir haar, jy praat nou soos 'n vrou met sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. Onder alles het Job met geen woord gesondig nie. OK. Ek sal nou vir jou sê wat ek gekry het. Ek het gesoek tot ek iets gekry het wat tot my gespreek het. Want die meeste goed staan soos hierdie. Die eerste plek, Job se vrou sê wat God van Job gesê het. God het gesê, hy het vroom gebly. God het gesê, Job is vroom en opreg. Die eerste wat sy vrou sê, is jy nog steeds vroom. Vervloek God en sterf. Die woord vervloek is die Joodse woord barak. En meer as 300 keer in die Bybel word barak vertaal as seën. Nie vloek nie. Is net omtrent 3 keer wat dit gebruik word as vloek. Goed. So seën en toe is daar 'n verwysing terug na Jakob toe. Jakob, toe hy sou sterf, het hy sy kinders, die stamme, sy kinders geroep en vir elkeen 'n seën uitgespreek. En so het hy God geseën deur dankbaar te wees wat God vir sy kinders gedoen het en vir hom gedoen het. En toe het hy gesterf. Vervloek God en sterf. Barak, seën. Seën God en sterf. Hulle sê sy het nie meer hoop gehad dat haar man sou lewe nie. Toe sy eintlik vir hom gesê, seën God, wees dankbaar vir alles wat hy vir jou gedoen het en sterf. So dit is presies dieselfde as wat Jakob gedoen het voor hy gesterf het. So dit is net 'n ander kyk na dieselfde ding. Hulle sê ook hierso, sy vrou het geen hoop vir sy genesing gehad nie. Sy wou hê sy lyding moes eindig. Dis hoekom sy vir hom so gesê het. En dan
moet 'n mens nie vergeet nie. Sy self het al hierdie dinge deurgegaan. Wel, al hulle besittings is vernietig. Haar kinders is almal dood. So dis nie net iemand wat buite gestaan het en gesê het, vloek God en sterf nie. Sy het self ontsettende swaar gekry. So, hou dit net in jou agterkop, daar is 'n tweede opinie, dat sy nie regtig haar man vervloek het nie. En daar selfs van die ouens wat sê, hy het haar gelos, of sy is dood, en toe het Job getrou met Dina, die dogter van Jakob. So, maar hulle sê, daar is nie bewyse vir daai stellings nie. So, ek wil die laaste stukkie vir jou noem. Einde van Job. Dat ons sien wat met Job gebeur het na alles. Job's net bietjie weg. OK. Aan die einde van Job 42. Die opskrif is Job in sak en as. Daarna het Job vir die Here gesê, nou weet ek dat u tot alles in staat is en dat u kan uitvoer wat u besluit. Wie is dit wat u bedoelings wou dwarsboom sonder dat u insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. U wonderdade was te groot vir my. Ek het dit nie verstaan nie. U het mos gesê, luister terwyl ek praat. Ek sal vra, antwoord jy my. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien, en nou verag ek myself, nou sit ek vol berou in sak en as. En ten spyte van alles wat Job deurgegaan het, het hy nie sy geloof in God verloor nie, ne? Die Here sê, nadat hy met Job gepraat het die Here vir Elifas, die Timaniet is een van Job se vriende gewees, gesê, ek is kwaad vir jou en jou 2 vriende, want julle het nie die waarheid oor my gepraat, soos my dienaar Job nie. Vat 7 bulle en 7 ramme, en gaan na my dienaar Job toe, en offer dit as 'n brandoffer vir julle self. So hulle moet eers 'n brandoffer bring, voordat hulle vergifnis kan ervaar. My dienaar Job sal vir julle bid, en ek sal sy gebed verhoor, en julle nie straf vir julle dwaasheid nie. Julle het nie die waarheid oor my gepraat, soos my dienaar Job nie. So God sê, bring die brandoffer, Job sal vir julle bid, maar ek sal julle dan nie straf nie. Elifas en Bildad en Sofar, dis die naam van die ouens, het gedoen wat die Here gesê het, en die Here het Job sy gebed verhoor. Nadat Job vir sy vriende gebid het, het die Here die omstandighede van Job verander, en hom 2 keer soveel gegee as wat hy gehad het. Al sy broers en sy susters en sy vriende wat hy vroeër geken het, het gekom en saam met hom in sy huis geëet. Hulle het hulle medelee kom betoon en hom getroos oor al die rampe wat die Here oor hom gebring het. Elkeen het vir hom 'n stuk silwer en 'n goue ring gegee. Die Here het die laaste deel van Job se lewe voorspoediger gemaak as die eerste. En as jy letterlik kyk by Job 1, kan jy sien daarso, as mens net gaan daarso kyk, Job 1. 7,000 kleinvee, 14,000 kleinvee, 6,000 kamele, het was eers 3,000, toe 6,000. Hierso is my Bybel nie reg nie. Ek het gaan kyk. 500 stuks trekosse. OK, hulle werk hulle saam pare, so dit kan jy 1000 kry. Die ander Bybel sê 1000. Die Engelse Bybels ook, en ek dink die 20 sê ook 1000. Hierdie Bybels van my, dis die 83, sê 2000 beeste. OK, moes 1000 gewees het. Dis nie, OK, 1000 pare, dis 2000, ja. OK. Terwyl hierso gesê het 500 paar oorspronklik, so dat dan moes dit 1000 gewees het. Dis nie belangrik nie, dis sommer net kleinlik. En 1000 donkies, en ook, hy het nie 14 kinders en 6 kinders gehad nie. Hy het toe 7 seuns en 3 dogters gehad.
Maar die oudste dogter het hy Jemima genoem, die tweede een Kesia en die derde een Kerenpik. Mens kan dit seker mooier sê. Nêrens in die land was daar vroue so mooi soos Job se dogters nie. So dit was 'n troos. Hulle pa het hulle saam met hulle broers laat erf, wat heeltemal ongewoond was, want dogters het nie geërf nie. En saam met hulle broers laat erf. Job het nog 140 jaar gelewe. Hy het sy kinders en kleinkinders tot in die 4de geslag gesien. Job het toe gesterf. Hy was oud en het 'n vol lewe gehad. Ek weet nie wat het, hy was oud te doen met die prys van eiers nie, maar hy was oud en hy het 'n vol lewe gehad. Is daar nog iemand wat vir ons 'n getuienis of iets het?
Mm. Ja, ja. Mm.
Mhm. Mm. Mm. Julle ouens, baie dankie vir dit wat julle nou gedeel het. Dit is goed vir ons om bemoediging te kry. Dit is alles goed en wel om van hier af te sê, maar as 'n mens dit beleef het, dit is soveel meer waarde. Ok, nou volgende week is dit skoolvakansie. So sal ons die Dinsdag wat die skole begin, is dit vir julle gerieflik om te wees of moet ons nog 'n week wag? Is dit reg? Ok, dan is dit die 1 Oktober. Ok. 1 Oktober. Ja.
Kom ons sluit af. Hemelse Vader, dankie. Dankie dat U vir ons net so lief is as wat U vir Jesus lief het. Here Jesus, U het beloof dat U ons nie alleen sal los nie en dat U vir ons die Heilige Gees hier sal los om ons te lei in alle waarheid in. En Here, soos ons gehoor het hierso, dit is so 'n werklikheid. En dankie vir die getuienisse wat ons vandag gehoor het. Dit versterk ons geloof, Here, en dat ons besef, ons kan maar op U vertrou. Nie net in die Bybel nie, maar elke dag, in alles wat ons doen, sê en dink. Here, waar dit nou volgende week 'n vakansiedag is, eintlik met die skoolvakansie, dat dit goed wees vir ons, en dat ons sal rus, as ons dit nodig het, maar nie van U vergeet nie. Dankie dat U nie van ons vergeet nie. In die naam van Jesus, Here, daai naam voor elke naam. Daai naam waarvoor elke knie sal buig. In die naam van Jesus. Amen.